Ja. I can only imagine. Dit is vir my seker een van die mooiste songs. I can only imagine. Kan jy net? Die ergste ding om te probeer imagine is om te probeer imagine waar sou ons gewees het sonder God. As dit nie was vir iets soos Paasnaweek nie. As dit nie iets was vir iets soos 'n Paaslam nie, waar sou ons gewees het? So al die lof en al die eer aan die Here. Vir almal wat hier so is vanoggend, baie welkom op hierdie ook miskien 'n bietjie hoër staan, né? Baie welkom op hierdie effense koelerige winteroggendjie. Die winter het bietjie vroeg ons getref, lyk dit my, so dit is koel, maar welkom hierso. Hierdie diens is vir die Here. Amen. As jy gedink het hierdie diens is vir jou, nie hoor. Hierdie diens is vir die Here. Ons is hier vandag om die Here se naam groot te maak. Ons is hier om lof vir die Here te gee. Ons is hier om te sing, om te getuig, om net absoluut al die eer aan die Here te gee. En daarom, julle gaan sien tussenin, ons gaan vir julle vra, is daar iemand wat wil getuig? En weet jy, as jy hierso sit en jy het 'n lied wat jy wil sing, of jy wil hê daar's 'n spesifieke lied wat hulle dalk moet sing, ons gooi hulle in die diep water, dan sê jy, speel, en dan vang hulle hom, okay? Ek glo die Heilige Gees sal lei, en hy sal, dat hulle die lied vang. Maar, al wat ons wil doen, is ons wil net die Here se naam groot maak. Hy tannie Rhoda, tannie baie vir iemand hier so, is dit vir my of vir, ek dog sy like my nie. Dis so lekker om vir tannie Rhoda vir 'n slaggie so by ons in die gemeente in die diens te hê. Dit is baie moeilik om hier so te kom elke keer, maar ons daar vandag. Wat gebeur nou met my? Kom en gaan ek alweer. Ons het daar vandag ingewurm in daai kar in, so ons het haar en ons gaan kyk of ons dit meermale kan doen vir haar. Nou ja, ek gaan nie veel meer as dit praat nie. Ek wil net vir jou sê, dink op hierdie oomblik aan waar sou jy wees het as jy vanoggend nog eers 'n brandoffer moes doen. Hoe sou dit vir jou gevoel het as jy vanoggend buite die dorp moes bly omdat jy 'n siekte het en jy mag nie tussen mense wees nie. En niks van daardie goed is meer van toepassing nie, omdat een God sy seun gegee het. En een Christus sy lewe gegee het, sodat ek en jy vandag hier kan staan. Dis waaroor dit gaan. As ek dink aan die lied, I can only imagine, I don't want to imagine life without God. Ek wil dit nie indink nie. Ek kan my nie indink hoe dit moet wees nie. Maar ek is hier vandag om vir die Here net dankie te sê, dat ek nie daaraan hoef te dink nie. Ek hoef nie te dink aan 'n lewe sonder God nie. Dis waarvoor ons hier is. Kom ons gaan net so sit, dan bid ons saam. Abba Vader, hoe groot is ons God. Here, my dank ken vandag geen einde nie. Daar is geen limitations aan wat ek vir u wil sê nie. Al limitations wat ek het, Here, al beperking wat ek het, is woorde. Ek het nie genoeg woorde om aan u te kan uitdruk wat ek vir u voel, hoe ek oor u voel, hoe opgewonde ek oor u is, hoe dankbaar ek is vir u, die Here. Here, al wat ek wil doen is ek wil net hier so sit en net deeltyd sê dankie, 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 Here. En selfs al doen ek dit 'n hele dag lank, Here, is dit nie naaste by genoeg dankies vir wie u is en wat u doen nie. Vader, hierdie was die donkerste dag in u en u seun se lewe. Maar Here, dit was ook die helderste dag in u lewe. Want dit was die dag wat u plan ten volle in werking gesien het. En ek wil vir u sê dankie, Abba, dat u daardie donker tyd deurgegaan het. Dankie, Seun van God, dat u daardie donker tyd deurgegaan het, sodat ons vandag u lig kan beleef. Al die lof en al die eer aan u. Amen. U mag vandag nie kyk na of ons foute maak en of ons vals is of wat ook al nie. Dit gaan glad nie oor dit nie.
Dit gaan net oor een. En dit is oor ons God. Is jy reg daarvoor? OK. Kom ons staan saam, ja. Gaan ons begin. Kom ons staan op en dan gaan ons saam sing. Ek gaan sommer net hier bly staan. Dis reg. Mag. We give you thanks, Jesus, for all that you've done. For all that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. Amen. For all that you promised and all that you are. It's all that has carried me through. Jesus, I thank you. Come on, let's lift our hands to Him. And I thank you, thank you, Lord. And I thank you, thank you, Thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me, Lord. I thank you, Jesus. I thank you. Gratefully thank you, Lord. Thank you for all that you've done. I will thank you for all that you're going to do. For all that you promised and all that you are. It's all that has carried me through. Jesus, I thank you, Lord. And I thank you, yes, I thank you, Lord. And I thank you, thank you, for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me, Lord. I thank you, Jesus. I thank you. Gratefully thank you, Lord. Thank you, Jesus, for all that you have done. We praise your name, Jesus. We lift up your name high above. We praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, we praise you, Jesus. Aanbidding, Here. Halleluja. Kom ons neem ons sitplekke. Kom ons neem ons sitplekke. Met daardie pragtige loflied wil ek eers oopmaak. Is daar iemand wat nou nog nie op ons program is nie? En selfs as dit iemand van die program is, as jy voel jy wil nou getuig, is daar iemand wat daar is hy. Kom gou vir ons na vore en net na Johan. Halleluja. Nee, dis reg. Ek wil net vanmôre voor God en voor die gemeente getuig dat die Here is so goed vir my en my familie. Na my dogter afgesterf het 4 jaar terug nou amper 4 jaar. Het my dogter aangegaan met skool. Sy het baie swaar gehad. Ons moes sielkundige berading vir haar kry maar sy het nou matriek verlede jaar deurgekom en sy het so goed gedoen. En sy het uit die skool uit en sy het in 'n werk ingestap. En sy is so gelukkig in hierdie werk. Sy doen customs.
weet jy wat, Ewer was 'n internasionale storie, maatskappy wat sy voorwerk. En ek wil net vir julle vertel, my suster se kleindogter, was eergister, sy's in Oudtshoorn in die koshuis, is sy. En sy het gaan atletiek doen in Riversdal in die Weskaap. Ekskuus tog. En toe hulle terugkom, toe ry 'n bakkie in hulle bussie vas. Daai bestuurder van daai bussie, ek wou die foto's gebring het. Dit is 'n rommel. Jy kan nie dink dit was 'n voertuig nie. En hy's op slag dood. Maar nie een van daai kinders het seer gekry nie. Nie ene nie. En ek wil net die Here vanmôre prys. Dis hoe hy sy kinders oppas. Soos rondom Jerusalem is mure, nê? En dis hoe Jesus kyk na sy volk, hy kyk na sy kinders. Ek wil hom net al die lof en eer gee. Johan, Prys die Here. Goeiemôre. Toe Elma net nou sê dankie, toe dink ek daaraan. My laaitjie was so 4 jaar oud. Toe sê ek leer hulle toe nou bid. Nou sê ek vir hom, moenie net heeltyd vra nie. Jy moet nou begin dankie sê vir die Here. En hy het gebid, soos gewoonlik. En hier op die einde te sê, Here, my pa wil nou hê ek moet dankie sê. Maar as ek gaan dankie sê, gaan dit my 27 dae vat. Ek het net daaraan gedink. 12 jaar gelede, 2013, is my vrou met ernstige asma gediagnoseer. En die spesialis het haar toe op baie sterk medikasie gesit, wat sy kronies kry tot nou toe ook. Dit het veroorsaak dat sy nie kan ruik of proe nie. Vir 12 jaar lank kon sy glad nie ruik of proe nie. 'n week na eerste chemo. Ek maak elke oggend percolated koffie vir wat dit werd is. En die oggend sê sy vir my, ek ruik koffie. Wow. Nou weet ek nie wie van julle kan onthou nie, in my ouderdom sal, daai Roadrunner wat so geniek en dan hardloop hy so vinnig. Nou ek het so gelyk in die gang af. En ek het daai koffie gegooi, vir haar gebring, en sy het dit geproe. En tot vandag toe, proe sy na 12 jaar, het die Here haar reuk en haar smaak, het hy haar bederf en dit vir haar teruggegee. As ons net kan, een of ander tyd dalk, this is amazing grace sing, want dit is vir my amazing grace. Dankie. amen, het julle hom? Ja. OK. Gaan ons hom nou kan doen? Ja. Kom ons doen dit. This is amazing grace. Wat is titel doen julle hom? Ek sal hom hier so soek op. Dankie. Kom ons staan op en ons sing. This is amazing grace. Here we go. King of glory, the King of
Amen. Ek kan maar weer sitplekke neem. Nou moet ek myself net eers weer gou hierso vind. Wat sê jy? Wie is dit? Is dit Daisy wat gaan? Ja, Daisy. Is dit Hester wat gaan? OK, hier staan Hester. Gaan jy getuig? Kom vir ons na vore asseblief. Ja, kom som julle al twee, want dan gaan ons. Hallo julle. Julle kan my hoor, nee? Ek wil vandag 'n getuienis gee van hoop. Ons gesinnetjie is deur liefvaders. Ons ken van verwerping, ons ken van armoede, ons ken van seer, pastoor, sal weet. En ek is seker so elkeen van julle weet wat is seer, wat is siekte. Maar ek wil net sê, deur dit alles, deur daai donker vallei, was Jesus met ons. Al het ons gevoel ons was alleen. Hy was met ons gewees. In Romeine sê daar, vir die wat die Here liefhet, hy sal daar wees, vir die wat die Here liefhet. En ek weet in Spreuke sê daar, as jy die Here ken in al jou weë, hy sal jou pad gelyk maak. Ons moet net aan hom vashou. Ons moet net aan hom vashou. Ek wil vandag vir julle sê, ons dien 'n goeie God. Ons dien 'n God wat genees vir my meisie. Ons dien 'n God wat vertroos. Ons dien 'n God wat red. Ons dien 'n verlosser. En omdat hy leef, kan ons almal kans sien vir môre. Ons kan almal kans sien vir môre. Dis al wat ek wou gesê het. Hou net vas. Hou net vas. Dis al wat ek wou gesê het. Okay, ek gaan my brok. Ek kan net so bly sit. As jy wil saam sing saam. Hierdie twee sê asseblief sing saam. Maar as jy wil saam sing saam. As jy ooit gewonder het, I really stand amazed. Yes. At Jesus of Nazareth. Ek wonder nog steeds hoe kan hy 'n sondaar soos ek liefhê. Weet jy hoe? Want jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy's 'n skoon gewaste, vrygekoopte kind van God. Amen. Yes. Let us stand amazed. Amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He
my joy through the ages, to sing her love for me. Oh, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Yes, how great thou art. Oh, marvelous, marvelous, marvelous are you, Jesus. For your love. Hallelujah. Yes, we worship your name, Jesus. Hallelujah. Glory to you. Prys die Here. How marvelous. Ja, ons God is goed. Yes. Toe maar ek sal hom. Ons God is goed. Amen. Ek sal nooit vergeet nie. Miskien moet ek sommer gou so vinnig 'n getuietjie gee. Hierdie was my pa se gunsteling lied. Ding gehad van as hy in die kerk staan, hy het nie sommer hande geklap nie, hy het so gemaak. Die dag met sy begrafnis, toe kyk ek so, toe sing ons hierdie lied. Toe staan mense in die kerk wat uit respek vir hom dit doen. Nie hande klap nie. Oral waar jy gaan en leef en getuig van God, beïnvloed jy mense se lewens. Amen. Al beteken dit net 'n ander manier van klap. Lewe God. My pa het God so geleef dat hy op sy begrafnis mense se hande klap verander het. Ek sê nie julle moet almal nou so van klap, asseblief nie. Sjap. Alright. How marvelous is my God. Prys die Here. Ronel en James, is julle reg? Nou, hoekom staan hier Ronel en James en hy bly sit? Hy's die man wat altyd baie praat en nou bly hy sit. Kom James. Hy gaan sommer sing. Nee. Getuig eers en dan sing ons. Okay. Ek wil net vinnig 'n getuienis gee. Ekskuus, hy weet nou nie ons sing nie. Maar okay. 'n hele paar jaar terug is ek deur regtig ons eintlik deur baie diep waters. Ek dink altyd daaraan as my Getsemane tyd. Dit is 'n tyd waar ek gehuil het en gepleit het en gesê het, kan die beker nie maar by my ook verbygaan nie. Ek het letterlik, nee nie letterlik nie, maar ook ek kon bloed sweet want dit is regtig net 'n verskriklike tyd in ons lewe. En die Here het ons deurgedra en ek het 'n gunsteling koortjie wat ons nou nog gaan sing. Want deur al my jare en deur al die tye is dit net my gunsteling koortjie want die Here het my nog nooit in die steek gelaat nie. Partykeer voel dit so en op daai stadium het ek gevoel ek gaan dit nie maak nie, ons gaan dit nie maak nie. Maar die Here het ons deurgedra. En toe so 'n paar jaar terug, so 4,5 jaar terug, word ek skielik baie siek een Sondagoggend en ek eindig op in ICU vir so amper 3 weke. En die dokter sê ek gaan dit nie maak nie, ek gaan nie daar uitkom nie. Dis nou maar tyd en ek weet nie wat aangaan nie want ek is in 'n semi-koma. En toe ek bykom en ek begin agterkom, dis net masjiene en is klokkietjies en goedjies. Voel ek so sleg en ek sê Here, ek bid en ek sê Here, as dit nou my tyd is, ek is nou okay. Ek kan my nou maar vat. Ek wil nie verder hier lê nie want ek voel net so baie sleg. En ek raak weer net so weg en vir 'n tyd is toe nou vir die hele nag en vroeg die oggend hoor ek die mooiste
gesang. En ek dog, ek is hier. I have arrived. Hulle is wag vir my. Dis die ICU personeel wat die mooiste liede op my bed staan en sing. En ek dog ek's in die hemel. So ek was bietjie teleurgestel toe ek nou besef nie, ek is nou nog nie weg nie. Maar God het 'n plan gehad, want toe ek daai oggend sê, Here, regtig waar, as jy nie meer 'n plan met my het nie, ek is regtig, I'm okay to go. En God het 'n plan gehad. En ek het daar uitgekom, en op die 22 Augustus 2022 ontmoet pastoor en Martin my, en vra, wil ek nie asseblief by die Sondagskool kom inskakel nie. En ek het baie gebid daaroor, en my passie is maar kinders, dis maar net nog altyd wat dit was. En ek het gesê, Here, ek het gesê, as jy nog 'n plan met my het, dan sal ek nog bietjie vertoef. En God het 'n plan gehad, so ek stap hier in, daai Sondagoggend, saam met Martin, en ek leer hulle ken, en ons 4 klein gesiggies wat opkyk vir my, en ek is bly, en ek bid, en ek sê, Here, asseblief, help my, lei my, hy gee vir my 'n wonderlike ondersteuningsnetwerk, en God sê baie duidelik vir my, ek gaan vir julle gee, waarmee ek julle kan vertrou. En ek tog, okay, dis reg, en ek in die wet het maar gespartel, en Martin het regtig baie besiger by sy werk geword, hy was baie minder, hy wou regtig waar hy kon, het hy ingeskakel. Maar toe doen God nog 'n wonderlike ding, en hierdie jaar begin ons met nog 3 ekstra personeel by, wat fantasties is, en hulle het passie, en hulle is aan die brand, hulle deel ons passie, en verlede Sondag doen ons Easter egg hunt, en ons het 27 kinders by die Sondagskool. En weer eens toe ek huis toe gaan, toe besef ek net, Jesus' love has never failed me yet. So dis wat ons sing, my liefie. Voordat ons sing, ons het nou daar gebid en alles, en die dokter het nou gesê, luister, is nou tyd dat ek haar moet gaan inspit. En toe dacht ek sit al die polisse so op die bedkassie, langs die bed. Ek sê, ek gaan met hierdie ene Land Cruiser koop, met hierdie ene gaan ek vir my nuwe vrou 'n smart ring koop. En toe ek by die derde polis kom, toe maak sy haar oë oop. Ja, ek is nie seker wie gaan nou sê never fail me of hy nou vlei so fail of wat nie, maar kom ons gaan dit sing. Jy kan net so bly sit. Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. It's never failed me yet. Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. But the thing I know that wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet. Never failed me yet. Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. But the thing I know that wherever I will go, Jesus' love has never failed me yet. Here het ons nog nooit teleurgestel nie. Ons is al deur mense teleurgestel, ons is al deur onsself teleurgestel. Yes. Maar Here, U het ons nog nooit teleurgestel. Halleluja. Here, partykeer werk die planne nie soos wat ons dit beplan het nie, maar U weet elke keer wat die beste is. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Prys die Here. He has never failed me yet. Yes. Ilse, is jy reg? Moet ek vir jou ook 'n mikrofoon gee?
Môre julle, ek het in Januarie toe ek 'n baie groot eksamen geskryf. So die eksamen is oor 3 dae lank en is elke dag 8 ure, so dit is nogals intens. En ek het glad nie genoeg voorberei nie. Dinge was 'n bietjie rof by die werk en ek het toe net so voor die eksamen begin, raak ek stil vir God se voete en ek vra dat hy my net rustigheid en wysheid en insig sal gee. En ek het daai eksamen so lekker geskryf, ek het regtig 'n wysheid bo my eie kennis gehad. Ek kon dit omtrent nie glo nie, ek wag die hele tyd vir iets erger om te kom en die vrae stel, maar niks kom nie. En ek is skoon opgewonde om die volgende dag terug te gaan, soos ek in die ry staan vroeg die oggend, om die tweede dag te skryf, besef ek het my pen vergeet. En die gedagte is nog nie as ek my kop uit nie, en ek sien, kom so 'n man van ver af aangestap, en hy kom staan so voor my, en hier deel hy komplementêre penne uit, en hier begin ek te huil, nie oor die pen nie, maar net om te besef hoe groot God is, en soos pastoor nou ook gesê het, God feile mens nooit nie, en as jy hom soek, en jy het 'n expecting hart, is hy om elke hoek en draai, jy moet net vir hom soek. So, PC gaan nou vir ons 'n storie vertel, so 2 weke na dit, toe boor ons 'n boorgat. Ja. Voordat ek daarso wil uitkom, ons was vroeër die jaar deur 'n baie moeilike tyd, en behalwe vir Ilse wat nou oorlog toe gegaan het sonder 'n geweer, het my niggie vroeër die jaar is sy oorlede aan borskanker na 'n baie lang siekbed. En sy is op ouderdom van 39 oorlede en sy 2 jong kinders agtergelaat. Maar daai onwerklikheid wat 'n ou deurgaan, as iemand nie meer daar is nie en jy mis hulle, wil ek vir haar 'n boodskap stuur. En op haar WhatsApp status staan daar so to Tetelet Sai, wat beteken dit is volbring. En my lank bygebly dat ons plan en ons weg is nie noodwendig altyd die Here se plan en weg nie. Maar daarmee saam het ons nou hierdie boorgat wat ons nou al beplan, wat ons nou wil boor, en ons het nou al ons planne agter mekaar gekry, ons het mense gekry wat kom toets, en 98% kans hierso is water. En hulle kom die gat te boor, 50 meter, nie 'n druppel water nie. 60 meter, nie 'n druppel water nie. 70 meter, nie 'n druppel water nie. 80 meter, nie 'n druppel water nie. Die mense staak, hulle los hulle toerusting net daar, so hulle sê hulle het in hulle lewe nog nooit so iets gesien nie. Hulle het nou 'n gat geboor en daar is niks water nie. Ek en Ilse voel natuurlik nutteloos, want jy betaal per meter en dit is 'n groot uitgawe nou, en groot gebedsaak, en as die Here vir jou water in die woestyn kan bring, hoe kan hy nie vir jou, water bring, maar daar so kans is vir water nie. En ons het om my droë gat gestaan en gebid, en gesê, die Here moet hierso ingryp. En volgende oggend het daai mense gekom, en hulle daai boor net laat sak, 30 cm. Toe spuit daai water bo oor die huisdak. Amen. Dan kan 'n mens opstaan en sing, God is holy forever. Hierdie een mag jy nie sit nie, hierdie een moet jy opstaan en saam sing. We worship your name, Jesus. Thousand generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who come before us, all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation
Holy forever, God. Holy forever. Here, U kan water bring in 'n put wat lyk of verdroog is. U bring smaak terug waar dit vir 12 jaar weg was. No power, no position, no throne and no kingdom can stand against you. Holy forever. Hallelujah. Amen. Prys die Here. Kom ons neem ons sitplekke. Janie, daar sy. Goeiemôre. My naam is Janie Swart. Ek was 'n lid van hierdie kerk so 7 jaar terug. Ek ken pastoor Pieter goed. Dis môre. Môre almal. Môre. Ja, die Here het my baie gehelp. Maar die laaste keer het hy my ek was vir 5 maande siek so hond. En gaan net 'n agtergrond gee. Einde September siek geword, blaasinfeksie. Weggegaan, teruggekom. My urine was bloed vir 2 dae. Ek staan dokter toe. Ek het nie meer is nie, so. Gaan na dokter toe, geef my 'n spuiting, geef my antibiotika. Dit help. Nou dit nog siek elke dag. Kry bewerasies. Voordat ek baie bewerasies gekry. Ek skit soos ek skit. Ek kan niks doen. Ek skit so. Letterlik so. My hele lyf skit so. Dis toe ek die infeksie gekry het. En na dit het ek net so toe die infeksie weggegaan het en my urine skoon gekom het. So lank terug, maar dis nou Oktober, November, siek, elke dag siek. Slam, snaar, kan nie eet nie. Ek het 11 kilo verloor in 5 maande. En het so aangegaan, die Januarie, Desember weer, Januarie. Ek sê vir my suster, ek kan nie so aangaan nie. Ek is reg om te gaan, ek wil nie so lewe nie. Sy sê, gaan na my dokter toe, man, is goed, hy is daar in Idaho. Ek is in Kempton, gaan na hom toe. Hy doen al die toetse, so ek het nie meer is nie, ek betaal cash. 2 keer na hom toe gaan, oor die R5,000 cash betaal. Ek gelukkig gehad het. En hy sê vir my, na die toetse sê vir my, ek het 'n sissie op my kidney, regte kidney, dit kan, dit wees wat my die infeksie, want hulle sê daar's infeksie in my lyf wat nie beweeg nie. Hy sê my, ek moet hospitaal toe gaan, hulle kan help met iets is. Ek is hospitaal toe die 6de Februarie, 4 dae voor my verjaarsdag. Anyway, ek het 69 geword, Februarie. Hulle doen al die toetse daar. Al die toetse, ek daar van die oggend 6 tot 9 uur, ek het eers 12 uur by huis gekom en aan. Niks medisyne nie. Daar's so baie mense. Algemeen daar in Parktown, baie goeie hospitaal, baie mense, jong dokters, hulle hartgebrand, so mal is daar, en ek sit daar, ek sê, jy weet mense wat sieker as ek is. Ek het huis toe, gelukkig het die jong doktertjie my, hy het eens my laat gaan, ek dink dit is donderdag, die 6de Februarie was 'n donderdagoggend, donderdag aand. Hy het my beskrypsie gegee vir 'n bietjie antibiotika. Hy sê ek kan weer terugkom môre en dan die antibiotika kry. Ek sê nee, ek staan by die huis. Ek praat hard met die Here. Ek sê Here, ek kan nie so aangaan nie man. Ek kan nie. Vat my eerder. Ek kan nie, ek is siek. Ek bid en ek praat met hom. Ek wil net sê, hy is ons 'n groot Here, ons dien 'n groot Here. En ek praat en ek bid, ek sê Here, help my net, vat net die infeksie weg, Here. En maak net dat ek net bietjie kan lewe. Ek bly naar, bly siek, ek kan nie eet nie, eet so nou en dan. En so gaan dit aan. Einde Februarie, begin Maart voel ek, ja, nou, ek voel nou lekker, ek voel bietjie beter. Ja, ek wil net sê, ek is nie 100% nie. Ek kan nie lank staan nie nog. Ek
voel ek is op 'n bietjie bewerig, maar die sweet wat in die aande as ek so gelê het ek wakker geword net papnat gesweet. Ek voel of ek koud kry, maar ek kry nie koud nie, maar ek is papnat gesweet. Dit het weggegaan, my eetlus is terug. Ek wil net sê dank die Here dat hy my gehelp het. Baie dankie. Alle eer aan hom. Dankie, baie dankie. Prys die Here. Kan ons because he lives doen? Terwyl hy hier gepraat het, praat hy vanuit hoe hy gevoel hy wil opgee. En hy sien die kans om langer so te leef nie. But because he lives, you can face tomorrow. Ronel het in die bed gelê en gesê, Here, ek is reg om te gaan. James het tot die polis al klaar uitgepak. Gereed om maar, soos wat hy sê, in te spit. En because he lives, you can face tomorrow. Wat ook al jou probleem is, wat ook al jou krisis is wat jy op hierdie oomblik het, die Here sê vir jou vandag, moenie opgee nie. Ek het aan die kruis gesterf sodat jy kans kan sien vir môre. Sodat jy kans kan sien. Jy kan net so bly sit. Kom ons sing because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. Môre julle, my naam is Andrei. Ek wil net eers begin deur te sê besef julle wat so groot God ons dien. En kan ons Here net eers ons prys gee in hierdie plek vanoggend voordat ek kan praat. Amen, dankie. Ek gaan my storie redelik kort hou want as ek lank gaan praat gaan ons heel dag hier so sit want ek het baie om oor te getuig. Die Here het my regtig aangeraak en hy het baie vir my gedoen. Ek het laas jaar het ek my vrou opgebreek en so het ek my pad op die eie gestap, maar in daai tydperk het ek my saak met die Here reggemaak en ek het die Here gevind of so het ek gedink. Tot die 22ste Januarie toe, dit was my ma se verjaarsdag daai dag. Het ek besef ek moet na 'n kerk toe gaan. Die Here het met my gepraat, ek moet na hierdie spesifieke kerk toe gaan. Ek ken niemand daar nie en ek gaan toe daai dag na daai kerk toe. En soos ek my voet uit die kar uitsit, die eerste ding wat die Heilige Gees vir my sê is jy moet vandag onbeskaamd wees as jy instap. Ek is nie 'n ou wat ooit my hande opgelig het in 'n kerk of selfs hard gesing het voor mense nie.
Weet, 'n man is mos maar 'n skaam ding as dit by sulke tipe van dinge kom. In elk geval, ek loop toe en die Here bly vir my sê, jy moet onbeskaamd wees. Ek gaan binne in die kerk in, kom 'n jong meisietjie na my toe, sy sê, so jy hoef nie skaam te wees nie. As jy wil huil binne hierdie kerk, jy is meer as welkom, jy kan huil, niemand gaan kyk na jou nie. En ek dink vir myself, ek gaan huil nie, ek sê tawe cowboy. En in elk geval, die eerste liedjie begin speel, ek begin huil. Ek het reg deur die diens gehuil, nonetheless. En soos ek begin bid, sê die Here vir my, Andre, ek gaan al jou paaie vir jou gelyk maak. Ek gaan al jou paaie vir jou gelyk maak. En ek bid en ek sê, Here, ek het 'n donker in my hart, haal dit vir my uit asseblief. En soos ek die volgende asemteug uitblaas, blaas ek die donker uit my hart uit. En ek kon dit letterlik voel. En ek begin in tale bid, vir die eerste keer in my lewe, word ek gedoop met die Heilige Gees. Sonder dat enigiemand anders vir my gebid het, dit was 'n ontmoeting met my en die Here. En dit het gebeur, en ek kon voel my lewe verander daai dag. En soos ek genoem het, was my ma se verjaarsdag. Ek was so broke, ek kon nie eens vir my ma geskenk koop nie. Maar ek bel haar direk na die diens en ek sê vir ma, en ek moes eintlik na haar toe gaan, maar ek is in 'n kerk. Ek sê ma, weet jy wat, ek het 'n ontmoeting met die Here vandag gehad en ek het die Here duidelik gevoel en ek het in tale begin bid. En my ma sê vir my, dis die grootste geskenk wat jy nog ooit vir my kon gee. En ek is so bly en ek gaan na my ma toe daarna en ek eet lekker en ek praat net oor hoe goed die Here is. En so lewe ek my lewe nou saam met die Here. Tot so die 12de Maart toe begin ek siek raak by die werk en ek voel ek kry maagkrampe, maar soos in erg. En ek sê ou wat sommer sal waai by die werk nie, maar daai dag sê ek vir my baas, ek moet huis toe gaan, ek voel nie lekker nie. En ek kom by die huis, ek kry verskriklik koors, ek siek. En ek lê maar op die bank op my eie en die volgende oggend voel ek nog steeds nie lekker nie en ek sê nee, laat ek maar eerder dokter toe gaan. Kom by my dokter, eerste keer wat ek by hierdie spesifieke dokter was in elk geval. En hy druk so op my maag en hy voel ek trek half terug as hy op my maag druk. Hy sê vir my, Andre, ek dink jy moet eerder gaan vir 'n scan. Ek dink jou blinde darm gaan dalk bars. Ek gaan vir 'n scan en ek vat toe die foto's terug na hom toe. Hy sê kyk, ek's bly het gegaan vir die scan. Jou blinde darm is fyn, maar daar's 'n groot gewas op jou nier. Jy moet so gou as moontlik vir 'n CT scan gaan. En ek luister toe, ek gaan kry toe 'n afspraak by 'n dokter. Gelukkig sommer in die volgende paar dae was dit die Here my genadig om vir my vinnige afspraak te gee. En ek kom by 'n dokter uit en hy sê ons neem jou vandag op en RWAP. Ons gaan vanaand vir die CT scan. Ek gaan vir die scan toe, wat ook nie baie lekker was nie. En die volgende oggend toe kom die chirurg na my toe. Hy sê Andre, jy het kanker op jou nier. Ons gaan jou nier moet uithaal. Dit is groot, jou kanker is amper groter as jou nier. Dit groei reg oor jou nier. En ek is vrek bang, begin sommer huil. En dan kom 'n nurse na my toe, ek onthou as 'n ou tannie, haar naam is Iris en sy kom na my toe, sy sê dis okay, sy gee my 'n drukkie en ek raak kalm. En ek bel vir Karen, my eksvrou, ek sê toe vir haar die hele storie, dat sy maar weet, want ek sê toe dogtertjie saam en goed. En so kom die volgende dag toe aan en die ander chirurg kom na my toe en hy verduidelik vir my mooi wat gaan gebeur. Ons gaan hom moet uitsny, jy het nie 'n keuse nie. En is reg, ek aanvaar dit toe, maar so kort daarna bel Karen my, sy sê sy wil dinge regmaak. Sy wil nie ek moet hierdie pad alleen stap nie. En ons patch toe dinge op, soos die Here dit wil gehad het, glo ek. En dit gee my ewe skielik weer 'n nuwe fight, 'n nuwe hoop, want ek wil hier deurkom, ek wil by my vrou en my kind uitkom. Maar ek wil ook net noem, voordat ek hospitaal toe was, het ek sommer my ma en nagmaal gehou, direk voordat ons hospitaal toe gegaan het. En my ma was saam met my hospitaal toe ek dit gaan doen het. En soos ek daar in die hospitaal is, praat ek met die Here en ek vra vir hom, weet jy wat, ek sê vir die Here, Here, ek is bang. Dit is normaal om bang te wees. Die laaste keer toe ek vir 'n operasie gegaan het, was ek 6, hulle het my mangels uitgehaal. Ek is regtig bang hiervoor. Maar ek beloof, as ek hier kan deurkom, gaan ek oor die goedheid praat as ek hier uitkom, want U gaan my hier uithaal en ek weet dit. En die dag breek toe aan van my operasie en Karen is saam met my, sy gaan saam met teater toe, hulle al die nurse kom aan ons na my kamer toe, sy sê vir my, okay, is nou tyd. Kyk, ek begin sommer dadelik bid en ek bid vandat hulle my by die kamer haal tot direk in die teater en bid en huil en allerlei lekker dinge. En die een tannie kom na my toe wat in die suster wat in die teater werk en sy sê vir my, jy moet nie worry nie, hierdie is 'n uitstekende dokter. Maar ek het hom al sien lewens red hierso. En sy laat my 'n bietjie gerus voel en ek sien die dokter is in Nigeria, dokter ADBC, baie uitstekende dokter. En ek vra hom, dokter, kan ek vir jou ook bid? En hy sê nee, dis reg. Ek vat sy hande en ek bid vir hom en ek bid dat die Here deur hom sal werk. Sy hande sal in die Here se hande wees. En hy is so chuffed met my, hy vat my binne die teater toe waar ek nou gaan geopereer word. En hy wys my op 'n groot skerm ander, hier is jou CT scan, hier is jou nier, hier is die gewas en hy trek die gewas so een kant toe op die rekenaar. En sy sien hoe groot is jou gewas, ons moet hom uithaal. En die man gee my 'n druk hier daar binne die teater. Laat my sommer beter voel.
kom toe by die narkotiseerder. Ek en die man, ek praat met hom ook en ons begin sommer sing, don't worry about a thing, everything will be alright, van Bob Marley, en ek sing totdat ek aan die slaap raak, en ek word toe wakker in ICU, wat ook 'n ander battle was. Daar was ek allergies vir die morfine, ek het die plek toe opgegooi, maar ek het daar uitgekom deur die genade van die Here. Toe kom die chirurg na my toe en hy sê vir my, Andrei, ek moet net vir jou sê, die preparation vir jou operasie het langer gevat as die operasie self. Hy sê, I've had divine intervention, it was that prayer. Ek sê vir hom, it was my God, my brother. En dit is presies wat dit was. En ek kom maar uit, ek dink, ek het die Saterdag huis toe gekom, die Donderdag toe gaan ek al kerk toe om te gaan getuig oor wat met my gebeur het. Want ek het beloof ek gaan getuig oor die goedheid van God. En ek moet nou eers eintlik die 25ste begin werk het. Ek werk al van laasweek af. En ek sperd fris en gesond. En die Here het my 'n nuwe kans op die lewe gegee. In meer maniere as een manier. So kan ons 'n bietjie net die Here prys gee in hierdie plek vandag. Want ons God is groot. Baie dankie julle. Dit is my storie. Is jy reg vir hom? Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. As jy ooit gedink het, die Here sorg nie vir jou nie. Hy doen.
Pieter, sê reg. Goeiemôre almal. Ons is so die Paasnaweek en wat is die groot boodskap van vandag? Jesus se kruisiging. Jesus wat gesterf het sodat ek en jy vandag kan lewe. Ek is hierdie jaar 33 jaar al in bediening. En 30 jaar wat ek nou al 'n pastoor is. En iets wat ek eers verlede jaar besef het, is, nou my bediening is maar baie is opleiding, is lering, al vir baie jare. En ek het so 3 jaar gelede het ek besluit ek gaan aftree, ek gaan op pensioen gaan, ek is moeg. En ek het ook vir die Here gesê, ek gaan nou ook afskaal met my bedieningswerk. Weet julle wat? Ek is besigger as ooit. Ek is so besig met die bediening, dat ek partykeer terugstaan en wonder, maar wat doen ek eintlik? Waar is die tyd van alles? Maar ek het eers verlede jaar besef, wat is my bediening? Hierdie wonderlike orkes wat ons hierso het, bless ons so op 'n Sondag wanneer ons hierso sit. Maar het julle al regtig geluister na die woorde? Partykeer is ek net stil, ek sit net en ek luister net. Maak my oë toe en ek luister net wat hulle sing. Daar's een spesifieke lied wat ons sing in hierdie kerk. Maar toe hulle dit die eerste keer sing, het ek dit al gehoor. Maar toe hulle dit sing, toe hoor ek dit. En ek besef, dit is my bediening, Andrei, julle ouens. I speak Jesus. Ek spreek Jesus al vir 33 jaar. Ek spreek Jesus al vir 61 jaar. Wanneer ons die woord verkondig, of wanneer ek met iemand praat, wanneer iemand my sien, dan moet hy ook vir Jesus binne in my sien, sonder dat ek 'n woord hoef te spreek. Ons moet begin besef hoe belangrik die naam Jesus is. Daar is krag in die bloed van die lam. There is power in the name of Jesus. Ek het dit al gesien, ek het dit al beleef, en ek weet elke een van julle wat hierso sit, het dit al beleef. Wanneer iemand sê, in die naam van Jesus, sal dit so wees. Maar toe hierdie groep, vir die eerste keer wat ek dit hier gehoor het, sing, en ek het net geluister, het ek besef, dit is my bediening daai. Want dis wat ek spreek, dis wat ek ervaar, dis wat ek sien. So ek wil vir julle ouens sê, julle het 'n groot impak in my bediening gehad, na soveel jare, dat dit vandag nog steeds 'n impak het, want ek het dit ingebou in my lesings. Dat selfs van my studente nou al vir my sê, ek het dit nog nooit, ooit, so ervaar nie. Kom ons sing, I speak Jesus.
just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. 'Cause I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Lord, break every struggle. You shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. You shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family.
bediening, dis wat ons wil wees. We speak Jesus oor elke omstandigheid. Dankie Here dat ons dit kan spreek en ons weet elke keer as ons dit spreek, gebeur daar iets. Dis nie 'n dooie woord nie, Here. Dis 'n woord van krag, 'n woord van lewe, 'n woord van vrymaking. Dankie Here. Halleluja Here. Here, ek wil dit aangaan. Kom ons sing give thanks. Oh, we need to give him this thanks. Yes, we give him thanks. Ons kan nou as daar nog getuies is, kan ons maar nog doen, maar nou voel ek net. Just give him thanks. Give thanks. Give thanks to our God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it one more time. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
wat ons doen, Here. Dankie. Ek wil nie 'n kans mis nie. Is daar nog iemand wat 'n getuie wil gee? Kom gerus. Is daar nog iemand? Kom so lank vorentoe. Julle kan so lank julle sitplekke neem. Nog iemand? Julle kan kom toe staan. Daar's hy. Nee, ek huil nie, want ek is baie emosioneel. Is reg, ons hou saam. Okay. So 'n paar jaar terug toe gaan ek deur 'n baie slegte tyd in my lewe. Ek en my kinders land op by my ma. Alles. Daar's nie 'n kar vir ons nie, niks nie. Ons gaan bly by my ma. Okay. Dis lekker. Maar ek moet werk. Ek is 18 jaar 'n huisvrou. Wie gaan vir my werk gee? Daar's nie 'n manier nie. Want al wat ek ken is 'n stoflap, 'n besem en 'n mop. En kyk, ek was goed daarmee. Okay. Ja, en ons bly in Klerksdorp. Iemand doen 'n woordjie vir my. Ek kry 'n werk hierso in Sandton. Ek kan nie e-mails doen nie, ek kan nie fone antwoord nie. En ek kan nie Engels praat nie. Jo, okay. Die ou sê vir my, ek sê vir Maurice, ons sit net op my komputers en wys my hoe werk 'n komputer, want ek weet nou nie hoe werk dit nie, okay? In 'n call center. Ek sê maar net nie oor fone in Engels nie. Daar's nie 'n manier nie. Okay. Call center, ek lok calls vir Checkers en vir Engine en ek doen alles. Lok calls en dan gaan 3 maande is ek daar. Kyk, my mense wat daar by my werk al 7 jaar daar. Hulle sê daar's 'n werk oop by Logistics. Ek moet Logistics toe gaan. Ek sê nee, ek gaan nie. Nee, gaan. Die dame wat my onderhoud voer, vra vir my toe nou, hoekom dink sy moet sy met die werk gee? Ek sê ek het nie ondervinding nie. Sy sê maar jy's die top lokker van Checkers. So ons gaan vir jou die werk gee op dit. Well done. Jy het die Logistics, dit gaan ons 'n bietjie beter. Ek het nou al 'n karretjie. So ek ry, ek het klaar op toe naweke op 'n ander ou se ligte, want die karretjie is klein, die ligte is flou, maar ek ry. En toe kom daar 'n offer van Pretoria af en iemand offer vir my 'n werk daar. Ek dink, Jesus, maar ek is gelukkig by my werk. Jesus, maar ek kan nie hierdie kans verby laat gaan nie. Okay, ek is Pretoria toe. Nou het ek al 'n beter karretjie, want is nou Pretoria Noord is elke dag is nou 'n bietjie ver. So ook moes ek met my kinders, toe trek my maale Kempton Park toe. So toe is my kind hier kom skool gaan, my seun en my dogter is nou klaar op haar eie en my kind kan nie leer nie. Ek weet of julle daai seuns het nie, hy kan nie leer nie. Daar's nie 'n manier wat hy kan leer nie. Okay. Kom hy hier in die hoërskool, hy slaan 'n nuwe blaadjie op. Dis klaar te laat want hy is nie wiskunde aangelê nie. Maar ek het altyd hom op my knieë deurgebid. Julle verstaan nie. Dit is net kyk hoe ek hom daar deurgebid het elke jaar. Okay, maar ek is in Pretoria, ek is baie gelukkig. Hy slaag sy matriek. So 'n klein rukkie daarna toe sê ek sit ek in 'n meeting en iemand sê hulle gaan 'n jong man in die workshop aanstel wat hulle wil leer. Ek dink, Jan, bel gou hierin vir oom Andy en sê vir hom jy stel belang. Volgende dag bel hy, volgende dag is hy vir die onderhoud. Hy kom in my kantoor in, hy sê maak hy die werk gekry. Ek dink, wow. Dis kyk, mamma is baie bly. Nou ry hy elke dag saam met my werk toe en terug. En hy werk nou al so 'n jaar daar by ons en in hierdie week. Dan dink ek myself, en hy doen baie goed. Hy werk met sy hande, so dit is draadjies en meganies en elektries en alles. Kom, sit hulle daar in my kantoor, die hoofingenieur en bietjie meganiese mense. Hulle laat Tia nou leer. My kind gaan, hy moet eintlik hy's nie wiskunde aangelê nie, maar hy gaan nou elektries swat vir 'n rooi seël. Hulle gaan nou betaal vir hierdie goed. So ek gaan nou maar weer my knieë moet deurbid. So, maar ek dank, kyk ek stap 'n pad, maar weet jy die Here los ons nie een keer nie. My man het 'n maand terug, het hy die werk vir hom gesê dit gaan nie, daar is nie meer werk nie. Hy moet op sy eie gaan. En as ek hom gebel het en hy bel my 12:00, dan sal hy altyd vir my sê, dit is so stil, my foon lui nie eers nie. En hy gaan toe heeltemal apart van hulle, my steeds myself te werk, hulle is net by hulle boeke en hy werk vir homself. My man is so besig. Hy's so besig julle en hy moet nog 2 ouens betaal. Hy het klaar gesê, hoe gaan hy nog 2 mense betaal? Hy moet nog 2 aangestel. Hy hou nie op nie. Hy's so besig. Julle ons dien 'n groot God, julle. Amen.
Hierdie getuienis wat ek wil bring, is my vrou, meisie en myself. Dit het gebeur 2 jaar gelede, toe sy in die hospitaal. Ons het nie medies nie, en so ons moet Staat Hospitaal toe gaan. En sy is by Edenvale Hospitaal. In die saal wat sy lê, die bed langs haar, is 'n geestesversteurde persoon. Demonies, en die wil haar doodmaak. Nou, hoe lê jy in 'n hospitaal, in die bed langs jou wil iemand jou vermoor? Die aand, wel die middag, toe ek nou terugkom, my oudste seun was hier gewees, hy het my hospitaal toe gevat en teruggebring. So 5-6 uur daai aand, toe kry ek 'n voorgevoel ek moet begin bid vir my vrou. En ek het gebid. En ek het gebid, so daai dag deur gebid. Die volgende dag met besoektyd kom ek daar. Meisie sê vir my, ek wil jou iets vertel. Sy sê, een hier langs my het probeer om my te vermoor gisterand. Sy sê, maar weet jy wat? God het sy engele gestuur. Die Here het sy engele gestuur en haar beskerm. Sy sê, kyk sy so by dit was so 'n glaskas wat hulle ingelê het. Sy kyk so by die venster uit. Sy sê, dan sien sy hierdie reusagtige demone aankom. En hoe nader hulle aan die deur kom, hoe kleiner word hulle. Sy sê, as hulle by daai deur kom, dan is dit net poef, dan is hy weg. Sy sê, sy kon die vlammende swaard sien, wat haar beskerm. Jy weet, ons is nou al 55 jaar getroud. En wragtig, ons kan saam bid, al is ons nie by mekaar nie. Want jy weet, my ou dierbaarste, sy gaan deur baie pyn. En ek wil ook net dankie sê vir almal wat vir haar bid. Dankie. Prys die Here. Ek wil nie 'n kans laat weggaan nie. Is daar nog iemand? Ons God is goed. Daar sy. Niemand van julle het 'n skaapbout in die oond nie, né? Ja, is reg. Ek dreig nou vandat sy begin vra, is daar nog iemand? So ek wil my storie vertel. Dit is nou 'n lang terug storie. Dit was in 2011, was ek baie siek. Almal van ons was siek en die Here het ons op 'n of ander manier gehelp. Maar ek het 'n gewas op my long gehad wat moes uitkom en die gewas was te vas aan die long, hulle moes my hele longlop verander het. Nou ek het 'n Indiër dokter en dit het gebeur in hulle vastyd. Nou net voor ek in die operasiesaal in die teater ingegaan het ek vir die dokter gesê, doen jy jou werk, ek het gebid. En ek is toe daarin en die operasie is klaar en ek is uit en die spesifieke dokter sê toe vir my, ook 'n Indiër, julle moet nooit ophou bid vir ons dokters nie. Maar so kom ek by my dokter en elke keer, ek sien nou elke 6 maande, en elke 6 maande dan sal sy ietsie sê van, dis 'n wonder dat jy lewe en wat ook al. Toe vertel sy vir my een stadium, voor die operasie by my gedoen het 'n pulmoloog van Milpark haar gebel, en gesê die operasie is te gevaarlik, hulle dink nie ek sal dit maak nie. En dan het sy vir die dokter gesê, maar die vrou gaan dit in elk geval nie maak nie. So dit was regtig 'n krisistyd in my lewe. En ek is daar deur en dan kan ek sê vir haar elke keer, Muslim of not, dis my God wat dit gedoen het, so praat ons net maar altyd saam. En Ronel, nou kan ek vandag sê, my doel van oorleef in daai operasie was om jou team te join. Baie dankie julle. Yes. Sien, 2011 al 'n plan gehad vir iets wat in 2022 gaan gebeur. Man, God is awesome. Amen. Nog iemand? Vlam, het jy hom? Vlam. Ek dink ons gaan daarmee sommer afsluit. Okay. Is julle reg? Dit was 'n anderster paasdiens gewees.
Ons is altyd die nagmaal en die kruisboodskap en lyk van by pastoor wil gou kom preek. Ek wil net sê, ek wil ook gevra het vir Vlam. En dit is baie interessant. Ek wil iets sê. Ek wou nie, maar ek moet. Julle almal weet van die probleem wat ek het met my stem. 3 jaar terug het ek vergroeisels op my stembande gekry. Die dokter het afgehaal. Maar wat hy nie gedoen het nie, hy het my vir stemoefeninge gestuur. As hy dit gedoen het, sou ek nie 'n probleem gehad het. Ek het nou, en toe het hy my, julle weet, verlede jaar, toe het hy my weer geopereer. Maar nou daar 'n bietjie skade gekom, daar's 'n litteken. Maar wat ek wil sê is dat die spesialis wat ek nou by uitgekom het vir my gesê hy sou my nooit geopereer het nie. En hy sal my ook nie weer opereer. Hy sê want ek kan my stem verloor heeltemal. En julle weet dit sal nogal dalk groot skade wees, maar in elk geval ek spot nou 'n bietjie en ek sê dat ek kan nou gaan sing en CD's gaan maak, dan klink ek soos Dozy. Julle weet ons klink Dozy. Of Louis Armstrong, wie onthou hom? What a wonderful world. Jy weet, in elk geval. Maar wat ek vir julle sê, hoekom ek dit vanmôre wil sê, ek voel ek moet dit doen. Partymal gebruik die Here negatiewe omstandighede om iets positiefs daar uit te bring. Nou, die spesialist my sê, jou stembande is 'n spier. Ek het dit nooit geweet nie. Net soos jy jou arm oefen, kan jy jou stembande ook oefen. Nou, ek gaan nie nou vir julle 'n demonstrasie gee hoe ek oefen nie, maar dit klink nogal baie snaaks. Toe het ek by 'n stemterapeut uitgekom, 'n dame. En wat nou, kom ek sê, die Here werk partymal negatiewe goed positief uit. Die dame vra toe vir my, sy wil my preke kry. So elke week stuur ek my preek vir haar. So wat ek sê, nou het daar iemand bygekom wat ek die woord voor kan bring. As gevolg van hierdie probleem met my stem. En ek dank die Here dat ek weet op sy tyd sal al hierdie goed weg wees. Want ek glo en ek het dit altyd gesê, ek sal die woord bly verkondig tot die dag wat ek my kop neerlê. En maak nie saak waar dit is nie, maar ek kan nie stil bly. Sy woord, die Bybel sê, Jesaja dink ek het sê, dit brand binne in hom en hy moet dit uitbring. En daarom, en ek wou nie getuig het nie, maar Sondagoggend gaan ek met julle praat oor Jesus se opstanding. En ek glo ek het regtig gewoord. So, hou maar aan vir my bid. Natuurlik jou stem verander 'n bietjie as jy ouer word. Dit moet julle ook onthou. So, maar julle kan my daarom nog almal hoor. So as jy nie kan hoor nie, moet jy maar hier voorkom sit. Ja. So dis al wat ek wil sê. Prys die Here dat 'n mens dat daar nog iemand is wat ek nou die woord van die Here kan bring. So ek stuur dit vir haar nou die dag. Ek was in die week weer by haar. Toe sê sy vir my, ek het nog nie laas toe ek gepraat, ek kan nie onthou wanneer was. Maar in elk geval, ek het nog nie daai preek vir haar gestuur. So nou ja, dit ek kom sommer daar in die spreekkamer, toe stuur ek dit vir haar. So gebruik die Here enige negatiewe ding om iets positiefs daar uit te bring. Ons dien 'n wondergod, mense. Ek meen, ek kan soveel kere wat
die Here my lewe gespaar het. Ek was 'n paar maal amper dood. En ek wil nou nie daaroor praat nie, dan gaan ek julle lank besig hou. Maar weet julle wat? Dat ek wil ook nou sê, soos die ou tannie wat getuig het. Toe sê sy, as dit nie vir die genade van die Here was, was sy nou in die hemel. So, dis nou wat mense noem 'n paradoks, né? En soos Ronel nou nog gesê het. Ja, sorry James, maar dank die Here, sy is nog saam met jou. En ek is so bly wat die Here deur haar in ons Sondagskool doen. So baie dankie. Is daar nog getuienis of is ons klaar? Gaan ons afsluit. OK, ons gaan afsluit, so ek gee maar weer oor aan Elma. Baie dankie dat julle hier was. En as julle nie weggaan nie, as julle weggaan, ry versigtig. Ons paaie is so gevaarlik. Maar dank die Here dat hy ons deurbring. Maar as julle nie weggaan nie, Sondagoggend 8:30, kom ons weer by mekaar, kan julle weer na die wonderlike orkes saam met hulle sing. En dan gaan ons bietjie hoor van Jesus se opstanding. Amen. Prys die Here. Net gou, ja, kom ons gee vir die Here lofoffer. Net gou vinnig, ek moet dit noem, want vandat Johan sy getuienis gegee het, wil ek dit net vir julle deel. Ek weet nie of julle besef hoe groot is daardie wonderwerk nie. Wanneer jy chemo kry, verdwyn jou smaak en jou reuksintuie. Hare het teruggekom tydens chemo. Dis hoe groot ons God is. Ja, absoluut, dit kan net, ek self het die rooi duiwel, ja, prys die Here. Ek self het die rooi duiwel gekry en my smaak en reuksintuie het weggegaan. Ek het vir 11 maande lank kon ek niks proe nie. Alles het geproe soos koerantpapier en water. As mens kan dink hoe dit smaak. Nie dat ek dit al geëet het nie. Maar God kom en hy bring 'n siekte met 'n behandeling wat nog erger is, wat die badste is wat jy kan kry, en hy gebruik daai bad situasie om iets wonderliks te doen. Dit, soos wat hy pastoor se stem gebruik het om nou nog 'n persoon te kan bedien. Hy gebruik die bad om iets wonderliks te doen. Daarom kan daar 'n vlam in ons harte brand. Ons gaan afsluit met 'n vlam en dan kan jy uitbeweeg. Praise your name, Jesus. Vandaag is het vuur, is 'n wonder.
Here en geniet 'n geseënde Paasnaweek. Amen.